Goeiedag familie, TikTok familie, Facebook familie. Ek groet julle almal in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Die Here het ons weer genade geskenk, halleluja. Alles net genade. Dat ons vandag kan lewe en dat ek met u op hierdie wonderlike Sondag die woord van die Here kan deel. Ons praat hier, vandag praat ons, prys die naam van die Here. Wat die Here vir ons sê hier in sy woord, hy praat van, halleluja, gelowiges en hy praat ook van, halleluja, mense wat werklik in Christus woon. En nou ek het die geneigdheid, dierbaar is om met, vanaand in Bybelstudie, dan praat ek met die disippels en ek sê vir hulle dat moenie 'n suksesstorie in die Bybel lees en dan wil jy vir jouself as 'n akteur binne in daardie suksesstorie plaas en dan die suksesstorie joune wil maak nie. As ons vinnig kyk, soos vanoggend het ek gepraat en ek het ook vir die susters in die kerk gesê, moet nooit wil vir u in die skoene van Deborah plaas nie. Want u weet nie wat Deborah deurgegaan het. U kan nie vir u indink die verantwoordelikheid wat Deborah gehad het nie. Deborah se verantwoordelikheid was so geweldig, want sy was 'n regter en sy moes daai tyd, halleluja, sake aanhoor van die kinders van Israel. Ons praat van miljoene en sy is heeltemal 'n ander karakter as wat u dink sy was. So moenie vir u wil in die skoene van Deborah plaas. Skryf u eie, halleluja, verhaal en wees u dan, halleluja, die binne in daardie verhaal, die akteur. Wees u dan die akteur binne in daardie verhaal, soos dit God behaag in Jesus naam. Nou kom ons lees Efesiërs hoofstuk 1, dan begin ons van vers 1. Paulus, 'n apostel van Jesus Christus, deur die wil van God, aan die heiliges wat in Efese is, en die gelowiges in Christus Jesus, genade vir julle en vrede van God, ons Vader, en die Here Jesus Christus, as uitroepteken daarachter Jesus Christus. Die opskrif hier is die seëninge van God in Jesus Christus, bewerker van ons verlossing en hoof van die gemeente. Vers 3 sê, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemel in Christus, soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees, deurdat hy ons voorbeskik het, om ons as sy kinders vir homself aan te neem, deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het, in die geliefde. Aan hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade, na die rykdom van sy genade, halleluja, wat hy oorvloedig aan ons bewys het, aan alle wysheid en verstand, deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het, na sy welbehae wat hy in homself voorgeneem het. Vers 10 sê, om die volheid van die tye te reël, met die doel om alle dinge wat in die hemele, sowel as wat op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig, prys die naam van die Here, aan hom in wie ons ook 'n erfdeel ontvang het, nadat ons van tevore daartoe verordeneer is, ooreenkomstig die voorneme van hom, wat alles werk, volgens die raad van sy wil. Sy wil is soewerein, sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid, ons wat reeds tevore op Christus gehoop het, in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel, om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid. Halleluja. Is dit nie om opgewonde te word as hierdie skrif vir jou voorgehou word? Maar ek het gepraat en vir die volk gesê, dat sodra mense opgewonde word waar ek preek,
dan is daar iets verkeerd met my prediking, of die woord wat ek aan hulle verkondig, is nie 'n woord van uitdaging nie. Want die woord van die Here konfronteer jou, en die woord van die Here daag jou geweldig uit. So daar's geen ruimte vir opgewondenheid, wanneer daar gepreek word nie. Dit is 'n woord van selfondersoek. Dit is 'n geval van nabetraging. Dit is 'n geval van hand in eie boesem steek. Dit is nie 'n geval van opgewondenheid en skree, amen, halleluja, prys die Here nie. Dit is iets wat daarom het Jesus gesê, laat hulle wat ore het, laat hulle hoor. So wat beteken, jy moet met jou gees luister, as daar gepreek word. Nou kom ons begin. Paulus, 'n apostel van Jesus Christus, deur die wil van God. Hier praat ons van die apostel, van Paulus wat apostel van Jesus Christus was deur die wil van God. Halleluja. Aan die heiliges wat in Efese is, en die gelowiges in Christus Jesus. Hier maak Paulus, die apostel, maak duidelike onderskeid. Hy sê, hy praat met die heiliges in Efese. Hy praat met mense wat tot bekering gekom het onder sy woord, en mense wat hy self onderrig het. So hy het die groei, Heilige Gees groei, en die geestelike ontwikkeling in hierdie mense het hy waargeneem. Hulle het van melkdrinkers gegaan tot vaste spys, en van vaste spys het hulle gaan tot wedergebore. So daarom kan hy na hulle verwys, as gelowiges, as heiliges. Halleluja. Heiliges van Efese, en gelowiges in Christus Jesus. Hy kan hierdie soort verwysing gebruik, omdat hy bekend is van hierdie mense as sy disippels. Ek kan nie dieselfde ding doen, as ek 'n seminar aanbied, en daar te klomp mense as gevolg van hulle se registrasie, daar mense kom, wat ek van geen kant af ken nie. Ek sien hulle vandag vir die eerste keer, en ek gebruik hierdie soort skrifte, om hulle gemaklik te laat voel. Hulle so opgewonde te maak, dat hulle later begin aanvaar, dat hulle is die heiliges, en hulle is gelowiges in Christus Jesus. My broer, ek wil dit weer vir jou sê, redding is verniet. Jy's gered uit genade, maar om heilig te word, prys God se naam, daarvoor gaan jy werk. Dit is die vrug wat jy dra. Dit is jou verhouding met die Heilige Gees, wat jy daar die nodige, halleluja, geloofs gaan gee. En so sal jy groei in die godheid. Vind eers my koninkryk en sy geregtigheid. Halleluja. Jy moet dit vind, dit word nie kom kry of opgetel nie. Jy sal met alles insit, sodat jy geestelik so kan groei, laat na jou verwys kan word as 'n heilige en 'n gelowige in Christus Jesus. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemel in Christus Jesus. O, halleluja. Soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die aarde. Ek is 'n voorstander daarvan, om hierdie soort evangelie so duidelik as moontlik te maak, dat ek as 'n prediker, 'n dienaar van Christus en 'n bedienaar van die verborgenhede, ek is nie seker of ek sal ingaan nie. Want hier is die woord baie duidelik. Halleluja. Ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemel in Christus Jesus. Halleluja. Dit is wat God gedoen het. En so sal die Heilige Gees dit aan jou bekend maak wanneer die tyd reg is. Soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek vir hom in liefde te wees. Al hierdie soort inligting kan deur die Heilige Gees aan jou bekend gemaak word, soos jy, halleluja, groei in die Gees. Soos jy in die Heilige Gees groei, so sal hierdie dinge aan jou bekend gemaak word, of jy kwalifiseer vir hierdie dinge, en het jy dit ontvang, was jy uitverkies voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor God in liefde te kan wees. Dis nie iets wat jy nou weet nie. Daarom is daar 'n laaste oordeel, sodat die skape van die skape geskei kan word
Prys die naam van die Here. En elkeen veroordeel gaan word volgens sy werke. Die werke is ons geestelike vrug wat ons gaan dra. Dit wat ons doen, prys die naam van die Here. Prys die naam van die Here. En ons lees verder, deurdat hy ons voorbeskik het, om ons as sy kinders vir homself aan te neem, deur Jesus Christus, na welbehae van sy wil. Ons het kinders van die Here geword, deur die voorbeskikking van God, om kinders vir homself te versamel en by mekaar te bring. Halleluja. Deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil. Weereens, God se wil, nie ons vrymoedig het. Sy wil. Hy het ons uitverkies. God het 'n besluit geneem, en daardie besluit is onveranderlik. Daarom sal ons moet wag tot die laaste oordeel, om te kan weet, is my naam opgeteken in die boek van die lewe. Tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. Die geliefde is Jesus Christus. So lief het God die wêreld gehad. Jesus het verskyn. Die woord het vlees geword, onder ons kom woon, gelei en gekruisig, gestorwe en begrawe en weer opgestaan op die 3de dag. Alles om die speelveld vir ons almal gelyk te maak, om ons te bekeer van ons verkeerde weë, sodat ons kan die koninkryk van God vind en sy geregtigheid en daardeur versoen kan word met God, om burgers van sy koninkryk te kan word. Prys die naam van die Here. Alles het hy vir ons gedoen. Halleluja. In sy heerlikheid en sy geliefde. En hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade, na die rykdom van sy genade. Sy genade. Almal is gered uit genade. Geen mens is nie gered nie. Ons het almal 'n gelyke geleentheid gekry om te bekeer. Ons moet ons net bekeer. En deur bekering sal ons kan die werke doen wat ons gaan toelaat. Prys die naam van die Here. Om burgers te word van die koninkryk van die Here. Wat hy oorvloedig aan ons bewys het, in alle wysheid en verstand. Hy het dit oorvloedig bewys, deur te sterf vir ons verlossing, ons redding. Deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het, na sy welbehae, wat hy in homself voorgeneem het. Die verborgenheid is, dat die ernstige liefde wat God vir ons het, onveranderlike liefde. Daarom sukkel ek nog om dit te aanvaar, dat onverdiende genade, ek sukkel om dit te aanvaar. Want ons was daar voor die grondlegging van die aarde. Ek het jou geken voor in jou moederskoot was. Ons was daar. Ons liggame, die klei liggaam was net geskep op die aarde. En so het ons op 'n bepaalde tyd, het ons daar die klei liggaam kom vul. So ons het lewe gegee aan die klei, nie die klei lewe aan ons gegee nie. Ons het lewe aan die klei gegee. En daardeur, toe die sondeval kom, het God, halleluja, hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak, het na sy welbehae, wat hy in homself voorgeneem het. Het hy sy seun gestuur om sy liefde, die verbintenis met ons aan ons te bewys. Ek het vanmôre gesê, dat hy het nie vir die engele gesê, dat jy moet jou hart oopmaak, sodat ek en my Vader in jou kan kom woon en saam jou maaltyd kan hê nie. Hy het dit nie vir die engele gesê nie, hy het dit vir ons gesê. So, voor die grondlegging, was God bewus dat ek hierdie mens, wat ek gaan eendag skape, gaan ek nodig het, om my te verteenwoordig op die aarde. So, dat Jesus het wettige verblyfreg op die aarde gekry, om in die menslike liggaam te wees. Halleluja, prys die naam van die Here. Net so, die enigste manier wat God hom kan openbaar, of sy verteenwoordiging op die aarde, is deur ons mense. Daarom toe hy ons red, sy seun stuur, die woord het vlees geword, onder ons kom woon, toe was dit reeds al iets wat God geweet het, hy sal moet met die mens doen, want hy wil in die mens woon. Hy wil in die mens, wil hy 'n verblyf kom aanneem. Dit is hoe belangrik die mens vir God is. Amen. Dit is nie een dier wat kwalifiseer, of 'n engel wat vir dit kwalifiseer nie.
jy mens, jy kwalifiseer daarvoor. So, na ons redding en ons verlossing, het hy ons die kans gegee, gelyke kans, om ons te bekeer, sodat ons burgers van die koninkryk van die hemel kan word, om sy koninkryk uit te brei op die aarde. Ons moet heers op die aarde. Amen. Ons moet besit, ons moet bestuur. Maar nou kan ek nie verstaan, ons almal is hastig om wil hemel toe te gaan, ons wil wegraping, ons wil sterwe, ons wil nie God se wil op hierdie aarde uitvoer nie. Dis hoekom hy ons geskape het. Om die volheid van die tye te reël met die doel om alle dinge wat in die hemel sowel as wat op die aarde is onder een hoof in Christus te verenig. Dit beteken wanneer ons die koninkryk van God uitgebrei en gevestig het en gevul het hier op die aarde. Halleluja. Dan beteken dit ons het 'n eenheid geword in die geloof. En Christus Jesus is die hoof van dit. Hy is die hoof van ons. Amen. En so regeer en besit ons en ons bestuur alles op die aarde. Ons heers, ons doen alles onder die gesag van die Here Jesus Christus. Halleluja. En hom wie ons ook 'n erfdeel ontvang het, nadat ons van tevore daartoe verordeneer is, ooreenkomstig die voorneme van hom, wat alles werk volgens die raad van sy wil. Wow! Weer eens 'n keuse wat God gemaak het. Nie almal nie, 'n keuse wat hy gemaak het. Ook ons 'n erfdeel ontvang, het nadat die van tevore daartoe verordeneer was, ons was alreeds hulle, wie hy uitverkies, alreeds verordeneer, en ooreenkomstig die voorneme van hom wat alles werk, volgens die raad van sy wil. Ons kan niks vra nie. Here, maar hoekom het ek hel toe gaan? Here, maar hoekom het u my siek gemaak? Here, maar hoekom het ek 'n ongelukkige kind verloor? Here, hoekom het ek... God se wil is soewerein. Alles doen God volgens sy wil. Hy het nie nodig om toestemming by ons te vra om enigiets te doen nie. Amen. Al wat ons moet doen, ons is verskuldig aan hom, omdat hy ons geskape het, behoort ons aan hom, moet ons hom dien, moet ons hom eer, moet ons hom loof, moet ons hom prys, moet ons sy verteenwoordigers wees op die aarde, nie omdat hy gesterf het nie. Die kruis moet jou nie emosioneel maak, en as gevolg van die uitbeelding van die kruis, het jy bekeer nie. Ek het bekeer omdat God my geskape het. Halleluja. En omdat God my kom soek het deur sy seun te stuur, om my toe kom soek. Dis hoekom ek bekeer het. Ek behoort aan hom, hy is my baas. Halleluja, ek is sy eiendom. Dankie tog, Here. Sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid. Ons wat reeds tevore op Christus gehoop het. My hoop is in God die Vader. Halleluja. Halleluja. My geloof is in Jesus Christus, God se seun. En ek is onder die bestuur van die Heilige Gees. Dankie tog, Here. En wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, en wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte. Daarom het klink so maklik, wanneer mense sê dat hy wie met sy mond bely en met sy hart glo. My broer, jy kan nie iets glo wat jy nie verstaan nie. Jy moet hierdie hele saak eers verstaan. Daarom deur die gehoor kom die geloof. So as jy die woord hoor, dan moet jy die Heilige Gees toelaat, dat die Heilige Gees jou help om onder die gesag van die woord te kom, sodat jy die woord kan verstaan. En as jy dit verstaan, dan sal jy dit glo, dat Jesus die seun van God is. Jy kan nie glo, as jy nie verstaan. En jy kan ook nie verstaan, as jy nie onder die gesag van die woord is. Jy moet jou onderwerp aan die gesag van die woord. En is net die Heilige Gees, wat jy kan daar kry. Hy kan aan jou openbaar. En nou, glo jy dit wat jy verstaan. Amen. En dit word jy geseël met die Heilige Gees van die belofte. Amen. Wat die onderpand is van ons erfdeel, om sy eiendom te verlos, tot lof van sy heerlikheid. Die Here kon nie staan en toekyk, laat die duiwel
iets doen wat erg indruis in die grein van God se wil, en staan en toekyk, laat die duiwel wegstap as 'n oorwinnaar nie. En die onderpand is van ons erfdeel, ons sy eiendom, ons is sy eiendom. Gelowig of ongelowig, ons is sy eiendom. Maar uit hierdie eiendom, halleluja, het hy besluit volgens sy wil, wie sal ingaan en wie sal verlore gaan. Tot lof van sy heerlikheid. Dankie, familie, ek glo hierdie woord is vir julle bedoel vandag, want dit het dit so gekonfronteer, en vir my het dit uitgedag, daarom het ek dit gepredik. Mag die Here u seën, en laat u luister na wat die Here sê. Amen.